Ek is Loot Jooste, die aanbieder van die program Die Groot Opdrag, en ek groet u vanuit Olifantshoek in die Noord-Kaap. Kom ons maak die oë toe en nader in gebed tot God. Liefdevolle Hemelse Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus, raak ons in eerbied stil voor u. Mag ons deur die kragtige werk van die Heilige Gees hoor en gaan doen wat u vandag vir ons wil sê. Amen. Die afgelope 3 weke het ons stilgestaan by die evangelie van ons Here Jesus Christus en die groot opdrag aan die kinders van God deur Jesus Christus gegee op die dag van sy hemelvaart. Vandag sluit ons hierdie 2 reekse, naamlik die groot opdrag en die gedeelte oor die evangelie gesamentlik as 'n samevoeging af. Die 2 aspekte, die evangelie en die groot opdrag, is interafhanklik van mekaar. Sonder die evangelie was daar geen nut vir die groot opdrag nie. En sonder die groot opdrag sou die verspreiding van die evangelie by die afsterwe van die apostels geëindig het. God het in sy soewereiniteit die evangelie tot redding van die hele mensdom van die mag van sonde tot stand gebring. Om hierdie boodskap van redding oor die wêreld heen te verkondig, het hy die taak vir die uitvoering van die groot opdrag aan sy kinders gegee en toevertrou. Die doel van die evangelie van ons Here Jesus Christus word bereik wanneer 'n verlore sondaar tot waaragtige wedergeboorte deur die kragtige werking van die Heilige Gees kom. Hierdie redding word moontlik gemaak omdat die verlore sondaar die evangelie gehoor het. Dit is 'n mondvol, maar dit is eenvoudig soos dit werk. Die meeste kinders van God weet dat hulle die evangelie moet gaan uitdra na 'n verlore gaande mensdom. Die wat nog nie bereik is nie met die evangelie, maar ook baie belangrik, aan die wat die evangelie ken, maar nog nie wedergebore is nie. In teologie noem ons hulle nominale en kulturele Christene. Hierdie nominale en kulturele Christene sit gewoonlik saam met u in die kerk, of het kerk losgeraak en leef volgens wêreldse standaarde. Hulle is die meeste van die tyd aan u bekend. U eie eggenoot of eggenote, kinders, familie en vriende, asook kennisse en kollegas. Die verskil tussen nominale en kulturele Christene van wedergebore kinders van God lê in die aksie van wedergeboorte en die term kinders van God teenoor Christene. Al 3 groeperinge is Christene, maar slegs wedergebore Christene is kinders van God. Hulle wat die ewige lewe tydens hulle pelgrimstog op aarde as 'n gratis geskenk van God ontvang het deur hulle geloof vir redding in die gekruisigde en opgestaane Here Jesus Christus alleen. Dit is dan ook hierdie wedergebore kinders van God wat by die wederkoms van Jesus Christus, die wat nog leef en die wat reeds gesterf het, in verheerlikte liggame na die Vaderhuis sal vertrek, terwyl die nominale en kulturele Christene saam met alle ander ongelowiges na die ewige hel geban sal word. In Matteus 7 vers 20 tot 23 is Jesus Christus self aan die woord. Daar is baie mense wat maak asof hulle my dien, sê Jesus Christus. Hulle noem my om elke hoek en draai Here en Meester. Daar wag egter 'n groot verrassing op hulle. My Vader gaan glad nie vir hulle plek hê in die nuwe wêreld nie. Net daardie mense wat doen wat hy vra, sal by hom welkom wees. Wanneer die laaste dag op aarde aanbreek, sal ek self kom om almal te oordeel. Dan sal al hierdie skynheilige mense voor my kom staan en vir my sê, Here en Meester, onthou jy dan nie watter groot dinge ons alles in die naam gedoen het nie? Ons het gepreek, duiwels het mense verdryf en allerlei magtige dade gedoen. Weet julle wat ek dan sal antwoord? Ek sal dan vir hulle sê, ek ken julle van geen kant af nie. Julle spil slegte mense verdien die hel. Gee dadelik pad voor my. Dit is die plig van die wedergebore kind van God om in gehoorsaamheid aan sy groot opdrag die boodskap van redding te bring aan die wat die Heilige Gees jou toon. Sodoende doen jy jou deel in die uitbreiding
van God se koninkryk op aarde, deur jou gehoorsaamheid aan die groot opdrag, kan jy verhoed dat jou verlore geliefdes op die laaste dag hierdie verskriklike woorde van Jesus Christus moet aanhoor. Ek gee weer vir u daardie verskriklike woorde. Julle spil slegte mense verdien die hel. Gee dadelik pad voor my. Dit is so dat wedergebore kinders van God besef dat hulle die evangelie moet uitdra en ook moet getuig van eie redding. Maar die kennis ontbreek en daarom is hulle ongehoorsaam aan God se groot opdrag. Baie van hulle is skaam om die evangelie uit te dra of om te getuig. Dit is 'n baie gevaarlike situasie om jou te skaam vir die evangelie of om skaam te wees om te getuig oor jou eie redding. Jesus is weer eens aan die woord en sê aan die mense in Lukas 9 vers 24 tot 26. Wie hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom in sy heerlikheid en die van die Vader en die heilige engele. Kom ons vat saam tot sover. Alle Christene gaan nie hemel toe nie. Goeie werke bring jou nie in die hemel nie. Goeie werke word gedoen uit dankbaarheid vir die feit dat God jou gered het. Die groot opdrag is gegee aan al God se kinders. Dit is wedergebore sondaars. Ons ken almal geliefdes, kennisse en ongelowiges wat ongered is, omdat ons dit kan sien aan hulle aardse sondige lewenswyse en ook deur die uitwysing deur die Heilige Gees wat aan ons diegene uitwys wat die evangelie nog moet ontvang. Ons moet die evangelie uitdra en mag ons nie daarvoor skaam nie. En in die laaste plek, gebrek aan kennis oor hoe om te evangeliseer maak dat ons skaam is om dit te doen. Dink self aan die eie skaamheid. Dink self, hoekom evangeliseer u nie as u nog nie begin evangeliseer het nie? Dit is nie soseer dat u skaam is nie, maar dit is die feit dat u nie kennis het oor hoe om dit te doen nie. Nou, hoe gaan ons te werk om die evangelie te ken, asook om vertrou te raak met 'n metode om die evangelie met selfvertroue uit te dra? Dit is baie belangrik. Ons moet hierdie evangelie met selfvertroue kan oordra aan hulle wat dit nog nie ken nie. En ons moet die feite rondom die evangelie ken. Die wedergebore kind van God moet die evangelie dus ken om te kan deel met ander. Baie belangrik. As hy die kind van God ook moet weet hoe om te evangeliseer. As jy nie weet hoe om te evangeliseer nie, en as jy nie die feite rondom die evangelie ken nie, kan jy iemand wat bestem was vir die ewige lewe wegdryf van God af. God is 'n God van orde en daarom moet ons ook ordelik te werk gaan wanneer ons evangeliseer. Die metodiek is baie belangrik. Daar is vandag heelwat evangelisasie metodiek kursusse beskikbaar. Die meeste denominasies is gekoppel aan hulle eie metode, maar vir die denominasies wat nie 'n spesifieke evangelisasie metode het nie, is daar beskikbaar die wat deur ander evangelisasie organisasies aangebied word. Die kursusse is gewoonlik kort, gewoonlik 3 tot 5 dae, wat dan ook nog insluit praktiese opleiding in die veld. Dan is daar ook die baie gewilde deel jou geloof kursus van Evangelism Explosion, wat oor die hele wêreld heen aangebied word. Die lengte van hierdie spesifieke kursus is 2 dae en dit vind gewoonlik oor 'n naweek plaas. Praat met jou gemeenteleraar oor die aanbieding van so 'n kursus. Wanneer 'n kind van God so 'n evangelisasie kursus deurloop het, skakel dit met behulp van die Heilige Gees die gevaar van skaamwees uit om die groot opdrag uit te voer. Tydens hierdie kursusse word die evangelie sowel as die metode om die evangelie oor te dra prakties aangebied. Aan die einde van die kursus ken die kind van die Here die evangelie wat oorgedra moet word en beskik die kind van God ook oor 'n metode om die evangelie mee oor te dra. Dit op sigself lei saam met die werking van die Heilige Gees tot selfvertroue om die evangelie tot in die uithoeke van die wêreld te versprei. Om die groot opdrag tot eer van God uit te dra, gaan ons kyk na 'n paar kenmerke van hoe die apostel Paulus dit gedoen het. Paulus maak van die begin af erns met sy opdrag. Romeine 1 vers 9a sê vir ons:
God wat ek met hart en siel dien, deur die evangelie van sy seun te verkondig. Ek wil jy moet kyk na wat Paulus hierso sê. Hy sê, ek dien hierdie evangelie met hart en siel. Ek werk met alles wat ek het vir die uitbreiding van God se koninkryk. Handelinge 9 vers 20. Saulus het 'n paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly en eers oor 2 weke na die Galatiërs gegaan. Nee, dis nie wat daar staan nie. Daar staan Saulus het 'n paar dae by die gelowiges in Damaskus gebly en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die seun van God is. Wat sien nou so ver? Hoe maak Paulus erns met die uitvoering van die groot opdrag? Hy klim met hart en siel in en hy begin dadelik. Hy stel nie nog uit nie, hy begin dadelik. Handelinge 9 vers 22a sê vir ons. Maar Saulus het al hoe kragtiger begin preek. Hoekom het Paulus al hoe kragtiger begin preek? Want hy het met hart en siel daarin geklim en hy het onmiddellik begin en hy was doelgerig. Paulus is doelgerig in sy prediking. Filippense 1 vers 21a. Want om te lewe is vir my Christus. Sy hele lewe was gerig op die feit dat Christus sy lewe is. Ek sê weer vir u, sy hele lewe was gerig op die feit dat Christus sy lewe is. Christus was dus die sentrum, die enigste doel van Paulus se lewe na sy wedergeboorte. Hy het alle drome, alle ander drome wat hy voor die tyd gehad het, op sy geskuiwe. Nou was alle ander ideale 'n spul uitgediende nagmerries vir hom. Niks anders het skielik meer vir Paulus saak gemaak nie. Om Christus te dien, deur gehoorsaam te wees aan die groot opdrag, was nou Paulus se lewenslange ambisie. Hoekom was hy ook nog doelgerig? Paulus was doelgerig om te evangeliseer, soos wat in Romeine 1 vers 13b staan, mense vir Christus te wen. Ons moet ook doelgerig wees. Elke kind van God moet doelgerig wees om mense vir Christus te wen. 1 Korintiërs 9 vers 19. Hoewel ek vry is en van niemand afhanklik is nie, het ek my aan almal diensbaar, let wel, aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen. Die Christelike lewe sluit sowel vryheid as dissipline in om jou Christelike doel te bereik. Dit was Paulus se lewenstaak om God te verheerlik en mense na Christus te lei. Hy het nie verstrengel geraak in filosofiese argumente en materiële belange wat sy aandag van die evangelie verkondiging kon aftrek nie. Hy het homself streng gedissiplineer om sy doel te bereik en nie toegelaat dat die dinge van die wêreld sy aandag aftrek nie. Dit is so belangrik dat ons sal doelgerig wees in die uitvoering van gehoorsaamheid aan die groot opdrag van ons Here Jesus Christus. Dit moet deel wees van ons daaglikse lewe. Ons moet elke dag die Heilige Gees bid vir leiding en vir wysheid, dat hy vir ons sal uitwys en dat ons sal verstaan en hoor en sien aan wie hy ons uitwys, met wie ons die evangelie moet deel. Dis mense sommer net rondom jou, wat jy baie keer sonder die leiding van die Heilige Gees nie raak sien nie. Daarom is gebed belangrik in evangelisasie. Paulus skaam hom nie vir die evangelie nie. Romeine 1 vers 16. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. Paulus sê hier dat hy glad nie skaam is om die goeie nuus oor Jesus Christus aan mense bekend te maak nie. God se bonatuurlike krag is deur die Heilige Gees aan die werk op elke plek waar die evangelie verkondig word. Dit is hoekom ons elke dag moet bid vir die leiding van die Heilige Gees, om ons die goddelike krag en wysheid te gee, met watter persone ons die evangelie moet deel. God red elke mens wat die evangelie hoor, en dit is die kruks van die saak. Nie net hoor nie, maar dit glo.
ongeag ras, kleur of nasionaliteit. In Matteus 10 vers 32 tot 33 waarsku Jesus gelowiges dat hulle nie mag skaam vir die evangelie voor ander mense nie. Jesus sê, elkeen wat hom of haar openlik voor die mense vir my uitspreek, vir hom of haar sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Dit is 'n belofte. Dit is 'n positiewe en 'n negatiewe belofte van Jesus Christus vir die wat hulle skaam en nie skaam nie. Ek lees dit weer vir u en dit is baie belangrik. Elkeen wat hom of haar openlik voor die mense vir my uitspreek, vir hom of haar sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Dis 'n belofte van Jesus Christus, dat as jy die evangelie verkondig, wanneer jy teenoor mense bely hoe jy gered is, dan sal Jesus Christus ook vir jou intree voor sy hemelse Vader. Maar hy beloof ook dat elkeen wat hom voor die mense verloon, sal hy ook verloon voor sy Vader wat in die hemel is. U kan self besluit watter een van daardie beloftes wil u op u van toepassing maak. Paulus ken die evangelie wat hy uitdra. Romeine 1 vers 2 tot 4. En hierdie evangelie handel oor sy seun. As mens is hy die geslag van Dawid gebore. Op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God wat met mag bekleed is, Jesus Christus ons Here. Paulus spel hier in 'n neutedop uit watter evangelie hy verkondig. Die kern daarvan is dat Jesus Christus die Here is. Paulus beklemtoon dat Jesus mens en God is, uit die geslag van Dawid gebore en deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God. Wanneer ons dus na die seun van God verwys as Jesus Christus die Here, verkondig ons in 'n neutedop die hele evangelie. Jesus is sy naam as mens, wat beteken God verlos. Christus is sy ampt as Messias, wat beteken gesalfde van God. Here beteken hy is die almagtige en onoorwinnelike besitter en regeerder van hemel en aarde. Wanneer ons dus na die seun van God verwys as Jesus Christus ons Here, verkondig jy daarmee in 'n neutedop die hele evangelie. Jy bely sy mensheid met die naam Jesus. Jy erken hom as God se gesalfde met die naam Christus en met die naam Here erken jy dat hy ons almal en alles se eienaar en besitter is. Paulus besef sy roeping en hy voer dit uit. Hoeveel van ons besef ons roeping, die uitvoering van die groot opdrag, maar ons voer dit nie uit nie. Ek sê weer, Paulus besef sy roeping en hy voer dit uit. Ons besef ook ons roeping as kinders van God. Ons roeping om die groot opdrag uit te voer. Maar die verskil tussen ons en Paulus lê baie keer by die feit dat ons hierdie roeping nie uitvoer nie. Romeine 1 vers 5 tot 6. Deur hom het ek genade ontvang om apostel te wees en onder al die heidene nasies om tot eer van sy naam mense tot geloof en so ook tot gehoorsaamheid te bring. Julle is hierby inbegrepe. Ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort. Paulus verwys een hele paar keer na sy roeping om apostel onder die heidene nasies te wees. Hieruit word dit duidelik dat Paulus, toe hy nog bewus geword het van sy redding, ook besef het dat God 'n groot verantwoordelikheid op hom lê. Dat God hom roep om op hierdie wyse in sy diens te staan. As mens tot geloof kom, beteken dit dat jy ook tot gehoorsaamheid kom. Al meer en meer wil jy doen wat God wil hê, om so sy naam te eer. Die feit dat jy kind van God is, hou in dat jy ook gehoorsaam sal wees aan God, waarvoor hy jou ook al roep. Dalk wil God jou ook voltyds, soos vir Paulus gebruik. Die moontlikheid is egter groot dat God jou in en deur jou beroep tot getuienis wil gebruik. Hoe dit ook al in jou geval is, wees gehoorsaam aan God se roeping tot eer van sy naam. Hou op
om 'n rusbank Christen te wees. Staan op, maak die knie reguit, maak die lamarms reguit en gaan uit en gaan verkondig die evangelie. Hoeveel van ons sit net en doen niks bedags nie? Ons weet nie hoe om die tyd om te kry nie. En intussen tyd het God ons 'n opdrag gegee om te gaan uitvoer. Laat ons dit doen tot eer van sy naam. Wat gebeur wanneer kinders van God gehoorsaam is aan die groot opdrag en dit uitvoer? Daar is net een antwoord. Die getal van gelowiges groei. Ek vra weer vir u die vraag. Wat gebeur wanneer kinders van God gehoorsaam is aan die groot opdrag en dit uitvoer? Die getal van gelowiges groei. Is jy deel vandag van daardie mag van God, daardie kinders van God mag, wat opstaan, die evangelie gaan verkondig, sodat die getal van gelowiges kan groei, en die wederkoms van ons Here Jesus Christus vinniger kan naderkom, want hy sê in sy woord, hy stel nie die wederkoms uit nie, hy wag net dat die wat gered moet word. En hoe word hierdie mense gered? Net wanneer ek en jy opstaan en die evangelie gaan uitdra, sodat die tyd verkort word, voordat Jesus Christus kom na hierdie aarde weer. Handelinge 2, vers 41. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Handelinge 2, vers 47b. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. Handelinge 5, vers 42. Die apostels het hulle nie aan die Joodse raad se waarskuwings gesteer nie, maar aangehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis die nuus bekend te maak dat Jesus die Christus is. In daardie tyd het die gelowiges nog steeds meer geword. Is jy deel van hierdie goddelike mag wat elke dag die evangelie uitdra? Is jy deel van God se mag, van kinders van God, wat by geleentheid, wanneer die geleentheid om voordoen, nie skaam is om die evangelie uit te dra nie? Of sit jy maar net in jou gemaksone en wag dat iets moet gebeur? Die aanhalings uit die Bybel en veral uit die boek Handelinge oor die groei van die kerk is legio. Ter afsluiting van die kort reeks oor die evangelie en die groot opdrag, wil ek net die volgende sê. Wat is die evangelie wat die kinders van God in die groot opdrag moet gaan verkondig? Volgens die apostel Paulus is die evangelie die goeie nuus dat God sondaars vryspreek uit genade, nie deur eie of goeie werke nie, maar deur die geloof in Jesus Christus alleen. Die kern van die evangelie is die dood aan die kruis op Golgotha van Jesus Christus vir die mensdom se sondes. Die feit dat hy begrawe is en die derde dag na sy kruisiging deur die bonatuurlike krag van God uit die dood opgewek is as oorwinnaar oor die dood, sonde en Satan. 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 4. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het is dit: Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Die kern van die evangelie word dus in hierdie skrifaanhaling as volg opgesom. Christus het gesterf vir ons sondes. Hy het die straf gedra wat ons verdien, het in ooreenstemming met die skrif. Die skrif sê vir ons in Jesaja 53 vers 6. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Volgende punt. Hy is begrawe, wat wys dat sy dood 'n werklikheid was. En die derde punt. Hy het op die derde dag opgestaan. Hy het die dood oorwin, die mag van die sonde oorwin en ook die Satan. Hierdie oorwinning gee aan die mensdom die hoop op 'n ewige lewe volgens die Bybel. 'n Mens kan nie deur die onderhouding van die wet van Moses gered word nie, maar slegs deur die geloof in Jesus Christus. Dit is die onverdiende genadegawe van God. Romeine 3 vers 23 tot 24. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien,
op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Die evangelie is die krag en wysheid van God, al lyk dit vir die wêreld dwaas. 1 Korintiërs 1 vers 23 tot 25. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat God geroep is, wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Christus is die krag van God en die wysheid van God. Romeine 1 vers 16 tot 17. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek vir die Jood, maar ook die nie-Jood. In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sondes vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan: elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Dit beteken sal die ewige lewe as 'n gratis geskenk ontvang. God genade is alles en al. Niemand kan roem op sy eie prestasies nie, want redding is van begin tot einde God se werk. Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Deur Christus is die verwydering tussen God en mens weggeneem. Deur Christus se kruisdood en opstanding is daar nou versoening moontlik gemaak tussen God en mens. 2 Korintiërs 5 vers 19. Dit was God wat deur Christus die wêreld met homself versoen het en hulle oortredings nie toereken nie. Nou dat ons die evangelie gehoor het oor hoe ons dit deur die wêreld moet heen gaan verkondig, deur God se kinders in gehoorsaamheid aan die groot opdrag. Wat is nou hierdie groot opdrag? Matteus 28 vers 18 tot 20. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Alle kinders van God moet gehoorsaam wees aan die uitvoering van die groot opdrag. Evangelisasie kan net plaasvind onder leiding van die Heilige Gees. Bid elke dag dat die Heilige Gees om aan jou te toon wie jy daardie dag moet evangeliseer. Bid vir leiding en wysheid. Ons mag ons nie skaam vir die evangelie nie. Hoe sal ons kom by die punt waar ons ons nie skaam vir die evangelie nie? Ons sal die evangelie ken. Ons sal gedryf word deur die werking van die Heilige Gees. En ons doen ook 'n kursus te evangelisasie oor hoe om te evangeliseer. Wanneer ons hierdie kursus te evangelisasie doen, dan kry ons meer selfvertroue. Nou wat is die kenmerke van 'n kind van God ten opsigte van evangelisasie? Maak van die begin af erns met God se groot opdrag. 'n Kind van God maak van die begin af erns met God se groot opdrag. Hy doen dit met hart en siel. Hy stel nie uit om dadelik aksie te neem nie. Hy praat kragtig en met selfvertroue en hy is doelgerig om siele vir God te wen. Mense, ek wil julle net een ding sê hier weer. Om kerk toe te gaan, om Bybel te lees, om te bid, maak nie van jou 'n kind van God nie. Nominale Christene doen dit ook. Hulle doen dit ook, maar hulle is nie wedergebore nie. Hulle het nie daardie dryfkrag om die evangelie te gaan uitdra en gehoorsaam te wees aan God nie. Jy moet gehoorsaam wees aan God. Die Bybel sê vir ons, kinders van God is gehoorsaam aan God. Hiermee sluit ek dan ook die twee kortrekse af oor die evangelie en die groot opdrag. Gaan verkondig die evangelie in gehoorsaamheid aan God en in diens van jou medemens. Doen daardie evangelisasie kursus. Rus jouself toe met die wapens om te evangeliseer, sodat jy met selfvertroue, met hart en siel dadelik aksie kan neem en daardeur kragtig en doelgerig vir God kan siele wen. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader,
Aan U kom toe al die lof, eer en dank. Ons sê vir U dankie vir die leiding wat U Gees ons gee om die evangelie van ons Here Jesus Christus te gaan verkondig aan die wat dit moet hoor en tot bekering moet kom. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Sterkte vir die week wat voorlê. Gaan dink oor U verhouding met ons Here Jesus Christus en waar U staan in die uitvoering van die groot opdrag. Tot 'n volgende keer. Mooi loop.